Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Vrees die Here nou, die naam en waarheid, wees aan hom getrou. Verwyder gode van die jou tyd, breek met wat jou hart vashou. Ons staan, daar is 'n keuse, want elke hart moet besluit. Wie sal jy kies om te dien? Laat los wat jou bind, die wêreld maak blind, geroep om hom te dien. 'n Lewe vol van lig, ek en my huis, ons sal die Here dien. Met opregtheid en waarheid, hy alleen moet my sien. Geen ander God sal staan, ek kies vandag, ek sal U dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Deur sy Gees lewe, nuut en rein van binne. Genade, vergifnis elke dag, in hom alleen lê al my krag. Elkeen dra 'n huis wat nie oë kan sien, 'n geestelike tempel waar die waarheid moet dien. Met my hele hart wil ek U dien. Maak erns met jou lewe nou, dis tyd om reg te bou. Die Gees gee lewe, maak jou vry. Laat hom in jou bly, ek en my huis, ons sal die Here dien. Met opregtheid en waarheid, hy alleen moet ons sien. Geen ander God sal in my hart regeer, ek en my huis, ons sal die Here dien. Deur sy Gees lewe, nuut en rein, genade en vergifnis elke dag. In hom alleen lê al ons krag. Hulle wou maar kon nie sonder die Gees. Nou het ons lewe deur sy Gees. God en Jesus woon nou binne. Deur sy Gees, in my huis waar die Here dien. Los elke afgod, breek elke band, gee om jou hart. Moenie uitstel, moenie afstel, word 'n huis vir hom. Leef heilig en vry. Ek en my huis, ek sal die Here dien. Met alles in my, deur die Gees in my siel. 'n tempel van die Gees waarin U woon, net U alleen vir ewig Heer. Ek en my huis, ek sal die Here dien. Die Gees leef in my, oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid, maak skoon en rein. Genade oorvloedig, vergifnis so vry. Here, ons lewe behoort aan U, net aan U vir ewig bly. Met 'n huis waar die Here dien. Goeiemôre en hartlik welkom hier weer eens op die Duck Facebook radiostasie. Donderdagoggend 10 minute oor 5 het ons wel vanoggend begin. 5:30 doen my vrou Bybel lees,
maar ek begin so lank om lekker saam met u te bid, dat ons broeders en susters ook kan versterk word deur middel van gebed. Iemand het my eendag geleer, Stanley, jy is nooit te arm om te bid nie, jy is nooit te ongeletterd om te bid nie, en dit is die groot sy van die saak, jy is nooit te oud, nooit te jonk om te bid nie. As jy nie kan lees nie, as jy nie middel het nie, as die Bybel nie by jou is nie, waar jy jouself bevind, kan jy bid, jy kan in jou hart bid, jy kan in jou gedagtes bid, jy kan hardop bid, jy kan die Here net loof en prys. Nou ja, ons begin in die oggend, so lekker vroeg, voordat ons begin met die Bybel lees, bid ons eers lekker saam. Luister 'n lied of twee, sodat ons harte, ons gedagtes net versterk kan word deur middel van die woord van die Here, wat ook in musiek voorkom. Nou, terwyl ek nou wag dat mense inskakel, gaan ek vir ons nog 'n lied speel. Kom alle volke, klap met die hande, laat ons so lekker wakker word en die naam van die Here net begin loof en prys in die oggend, want as jou dag in die Here begin, dan is dit 'n dag wat werklik waar daar vrede en rus in jou hart ook is. So kom ons sing lekker saam. Kom alle volke, klap met die hande, sing so lekker saam. Kom alle volke, klap met die hande en sing 'n loflied tot die Heer, die Allerhoogste, die Here Koning, word deur ons lofsange vereer. Kom alle volke, klap met die hande en sing 'n loflied tot die Heer, die Allerhoogste, die Here Koning, word deur ons lofsange vereer. Kom alle volke, klap met die hande en sing 'n loflied tot die Heer, die Allerhoogste, die Here Koning, word deur ons lofsange vereer. Kom alle volke, klap met die hande en sing 'n loflied tot die Heer, die Allerhoogste, die Here Koning, word deur ons lofsange vereer. Kom alle volke, klap met die hande en sing 'n loflied tot die Heer, die Allerhoogste, die Here Koning, word deur ons lofsange vereer. Kom alle volke, klap met die hande en sing 'n loflied tot die Heer, die Allerhoogste, die Here Koning, word deur ons lofsange vereer. Kom alle volke, klap met die hande en sing 'n loflied tot die Heer, die Allerhoogste, die Here Koning, word deur ons lofsange vereer. Kom alle volke, klap met die hande en sing 'n loflied tot die Heer, die Allerhoogste, die Here Koning, word deur ons lofsange vereer. Kom alle volke, klap met die hande en sing 'n loflied tot die Heer, die Allerhoogste, die Here Koning, word deur ons lofsange vereer. Hallo, prys die Here, kom ons loof en prys die Here vandag. Maak sy naam groot, as jy hom eer, sal hy jou eer. Dis wat die woord van die Here ons leer. Dis die bemoediging wat ons daaruit kry. Wanneer ons God dien, hom soek, dan sal hy ons ook eer. Is dit net nie amazing? In hy verlossing, in hy oorwinning, is jy dalk vandag uitgeput en moeg, as gevolg van jou werksituasie, jou huissituasie. Ons dink vanoggend spesiaal ook aan Lydia van As met die uitdagings wat sy elke dag daar het. Dit raak partykeer vir 'n bietjie van haar hof, sy moet 3 werke juggle, terwyl haar man in die hospitaal is. Haar man, sy is die enigste broodwinner in die huis, haar seun werk ook, maar sy is maar die groot broodwinner, sy moet die huishouding in die gang kry, sy moet 3 werke probeer uitsorteer, een van dit is ook nog nagskof ook. So kom ons bid ook vir die Van As familie, dat die Here ook daarso vir Lydia sal versterk en vir hulle ook deurbraak sal gee, geestelik en ook tydelik. En vir jou ook, as jy moeg is, as jy uitgeput is vandag, kom ons bid lekker saam. Ek kan vir jou een ding sê, vanoggend toe ek so stort en besef ek, Here, sodra mens u begin loof en prys, want kyk, hy wekker is heeltemal te vinnig in die oggend, is dit nie so nie. En as jy so moeg, en ek klim jou in die stort en jy maak klaar, en in die volgende oomblik kom jy tot nigterheid, begin ek tale te praat, en dan kom maar sommer 'n loflied in jou hart, dan as jy versterk, dan is hy moegheid sommer weg, en is sommer vir die heel dag weg. Nou kom ons bid lekker saam, broers en susters,
As jy 'n versoek het, asseblief, sit dit op die kommentare, so nou en dan loer ek so 'n bietjie na die kommentare, of jy kan vir Karen 'n persoonlike WhatsApp stuur. En as ek klaar gebid het, as daar nog uitstaande versoeke is, ek kan ons nog gaan na Bybel lees ook verder daaroor bid. So dit is 'n bid en Bybel lees tyd wat ons lekker saam as broers en susters in die Here het. Nou kom ons bid lekker saam vanoggend. Vader, U wat in die hemel is groot in krag en majesteit en heerlikheid. Vader, U trou, U almag, Vader, kan nie gemeet word nie. Ons kan dit nie verstaan nie. Woord sê al is ons ontrou, U bly getrou, Vader. U bly getrou met ons te praat en met ons te deel, om ons te trek, om ons te oortuig, Vader, om met U te kom praat, want U is lewe, en daar is lewe in oorvloed, Vader. Dit is meer as hierdie wêreldse lewe. Here Jesus, U sê vir die vrou by die putte, as jy drink van die water wat ek vir jou gee, hierdie water, halleluja, jy sal nooit weer dors kry nie. Dis water wat lewe gee, dis water wat opspring, dis 'n fontein van lewe. Die oorsprong is in die troon van God. Dit kom vanaf God af, en God, daar's geen einde aan God nie. En ons kan nie net loof en prys, Vader, dat ons die voorreg het om water te kan drink geestelik wat direk uit U troon uitkom, Vader. Ja, halleluja, dit is, Here, nie vuil water nie, dis nie besoedelde water nie, dit is gesuiwerde, rein, heilige water wat lewe vir die siel gee, en as die siel lewe, Vader, daai lewe breek deur ook tot in hierdie aardse liggaam. Prys U heerlike naam. U wat ons versterk, U wat vir ons nuwe lewe gee. Hoop in ons siel, Vader, net om U te loof en te prys. Ek dink baie keer so met Elia. Hy was voor die aangesig van U, Here. Hy was nie besig met die wêreld nie. Hy was nie besig met die wêreldse dinge nie. Hy was bereid om die prys te betaal, om alles neer te lê, om net sy hart en sy dinge in U te fokus. En U het hom direk hemel toe geneem. U het hom nie verkwalik en gesê, maar jy het nou nie hard genoeg gewerk nie, jy het nou nie vroeg genoeg opgestaan en te laat gaan slaap nie, om hierdie wêreldse dinge te bou nie. Nee, Vader, hy was voor U gewees, halleluja. En so dink ons in Johannes die Doper, baie van die profete ensovoorts in die Ou Testament, die apostels wat die evangelie bedien het. Ek dink gisterande aan Here Jesus, U het nooit ooit vir iemand gesê, begin hierdie besigheid nie. Die apostels het nooit mense aangemoedig om besighede te begin nie, om Here geld te genereer nie. Hulle het geweet, dinge is nodig, en dit moet daar wees, ensovoorts. Maar ons fokus lê daarop, Here, is dit die wil dat ek hierdie besigheid moet hê? Is dit die wil dat ek hierdie werk moet hê? Is dit die wil dat ek, en dit gaan net vir ons oor die tydelike, Vader. U weet ons het die tydelike nodig, en dis wat U sê, Here Jesus. Soek die Vader in die verborgene. Hy weet wat jy nodig het. As jy vir jouself kan werk, hy sal vir jy die wysheid gee. Maar dit is nie waaroor dit moet gaan nie, Vader. Te veel probeer ons op ons eie stoom dinge uitsorteer en rondhardloop. Ons maak onsself moeg. Mense, ons geliefdes, ly skade in verhoudings, Vader. Ons kom nie daarby uit nie. En U sê, eer my en ek sal jou eer. Rig jou lewe in volgens my woord, en ek sal vir jou sorg. Daai wat jy so hard werk, Vader, U voorsien bonatuurlik op maniere. Vader, ek en my vrou het al baie keer beleef. Dan sien ons, dis die geldjie wat ons het. Nou praat ons van selfs toe ons gewerk het en my vrou die salon gehad en al die dinge. Dis die geldjie wat ons het, en dan sien ons doen baie meer met daai geldjie as wat ons gedink het ons sou kan doen. Vader, op 'n manier gebeur dat dinge, en U voorsien, en U help, en U sorteer uit as om onsself ure te worry. Ek sal eerder die uur bid en die halfuur bid om my worry voor U te bring, tot daai worry klaar is, tot daai worry nie meer daar is nie, Vader. Ek wil U net prys en loof en eer en verheerlik, halleluja. Ons kan U net eer, Vader. Ek wil ook vanoggend bid, terwyl ek so name sien hierso op die WhatsApp comments en mense wat ingeskakel is. Vader, hoe hulle voor die aangesig van U is, om te bid vir hulle geliefdes, te bid vir hulle wat naby aan hulle is in die vlees, of dit nou 'n gade is, Vader, of dit kinders is, of dit ouers is, of net die familie in die algemeen. Wil ons saam bid, Vader, dat U siele sal red, dat U, Vader, hulle, 'n Vader wat dag en nag voor U roep, en sê, Vader, red hierdie ene, red daai, red die wêreld. Vader, ons weet nie wat in die wêreld aangaan nie, ons weet nie,
En wat is elkeen se hartsaak nie? Baie keer mense gee voor wat hulle nie is nie. Veral as dit kom by die evangelie, hulle gee voor en maak baie keer of hulle onkundig is en hulle weet nie, maar tog weet die mens baie meer as wat hy wil voorgee, Vader. En so wil ons bid dat U sal aanhou trek en sal bly trek, sodat siele gered kan word. Want is die wil van U dat almal gered word. Nie een op hierdie aarde mag verlore gaan nie. Ek wil U net prys en ek wil net U loof en eer en verheerlik vir die groot barmhartigheid, U genade, U heerlikheid, wat elke dag in ons harte is, Vader. Al voel ons emosioneel dood, al voel ons liggaamlik afgetakel en moeg en siek en grieperig en wat die geval ook al mag wees, Vader. Daar is een saak wat ons weet, voor die aangesig van U is daar lewe, daar is krag, daar is majesteit. Halleluja, Vader. Wie is daar wat soos U is? Wanneer ons net so deur U woord lees, Vader, die lofbesalminge, die bedevaartsliedere, Vader, hoe mense U geloof en geprys het, die volk Israel, toe hulle deur die Rooi See getrek het, hoe het hulle U geloof en prys, hulle het gekoordans, Miriam en die vroue het voorgegaan en tamboeryne gespeel en gehuppel en gespring, weens die heerlikheid en die krag van U, Vader. Ons is baie keer so, as ek die woord mag gebruik, verkrompe in ons eie tradisie en idees en gedagtes, as wat ons net begin uitbreek. Halleluja, Vader, ons wil U lief hê met ons hele hart, ons hele siel en al ons kragte. Tot in die liggaam moet U loof en prys, tot in die liggaam moet onderworpe word aan die heerlikheid en aan die krag van U, Vader. Want ons siel lewe en ons weet ons siel lewe, al word ons beperk deur hierdie liggaam om nie die geestelike te sien nie. En dit is wat die woord ons leer. Dit is geloof, halleluja, wankel nie, geloof, Vader, oorwin die wêreld, hierdie wêreldse beperkings, hierdie wêreldse bekommernisse, hierdie wêreldse sorge, geloof oorwin het om te glo, ons glo en vertrou op U, Vader, deur die Seun Jesus Christus wat vir ons gesterf het. Ons kan U nie bewys nie, ons kan nie 'n bewys van adres gaan gee daar so by die regering en plekke waar jy aansoeke moet doen vir dinge nie. Nee, Vader, halleluja, U koninkryk is in ons harte. Ons moet die bewys wees. Ons moet die bewys wees van U wat in ons lewe is, dat daar ewige koninkryk is, 'n geestelike wêreld waaraan ons verbind is, dat ons 'n God van regverdigheid, van liefde, van sagmoedigheid en van heerlikheid dien. Een wat berou het oor die onheil wat hy gespreek het, een wat barmhartig is en trou is in alles wat hy doen, een wat sy woord kragtig is om die siel te red, die siel te verander, dat daar nuwe lewe kan kom, Vader. Ons wil U net prys en eer vandag. Vader, wie is daar soos U, Here? Dit voel of 'n mens werklik partykeer letterlik kan staan en op die top van jou stem net U lof kan besing, dat siele gered kan word, dat daar veranderinge kan plaasvind, dat daar nuwe lewe in siele kan plaasvind. Vader, ons wil U eer, ons wil U verheerlik. Ons wil U prys vanoggend, want U is die God van lewe, vir elkeen se omstandighede. Ons dink aan my suster Angie en ook met hulle omstandighede. Vader, U is die God wat lewe en U weet om hulle te versterk. U weet om hulle wysheid te gee. U weet om die saak uit te sorteer, Vader, na wat se kant toe dit moet gaan, Vader. U is die God, ons vertrou U vir volle hulp, vir volle genesing, vir volle oorwinning, ook in hulle saak, Vader, in Jesus se naam. In die naam van die Seun Jesus is daar ook vir hulle oorwinning. Daar is ook vir hulle verlossing. Daar is ook vir hulle redding. Halleluja. En ons wil U net loof en prys, Vader, en ons wil U eer en verheerlik vir dit wat U in Riley se lewe doen. Ons loof en ons eer U, want U is die God van wonders en tekens en kragtige dade. Wat by die mens onmoontlik is, alles is by U moontlik. Vader, daarom vertrou ons op U, waarby alles moontlik is, Vader. Wanneer ons U dien, Here, ons kan net voor die aangesig van U kom, en ons kan ons saak voor U bring en bepleit. Op die regte tyd sal jy gehelp word, as jy nie moedeloos word. En ons bid so vir die Pieterswoning, dat U hulle op die regte tyd sal help. Ai, Vader, wat 'n heerlikheid om so vir ons boeties en sissies te bid. Dink aan Shamaine ook, Vader.
en nog steeds 'n geweldige draai het van die ongeluk wat sy gehad het. Ons vra vir u is die God wat lewe, dat u ook in haar lewe, Vader, u self sal openbaar maak, en hy sal deurdra, genees en versterk. Ons loof in Jesus naam. Maar ek wil bid vir my vrou, terwyl sy, Here, ons gaan Bybel gaan lees, en so 'n bietjie met ons gaan gesels en praat, dat dit die gedagte wat in haar hart is, met die volle wysheid en die krag van u wat na vore sal kom. Ons dank u in Jesus se naam. Halleluja, wat 'n heerlikheid om jou dag so te begin. Nou ek gaan afsluit met 'n lied oor die liefde. Dit is ook Kathy en Albertina, dit is nou Kathleen se ma se gunsteling lied ook. So kom ons speel hom lekker, dan gaan ons oorgee na Karen, en sy gaan vir ons Bybel lees, so geniet dit saam met haar, ek geniet dit verskriklik saam met haar. Ek sit partykeer so relaxed, het voel of ek van die stoel afval, maar ek neem alles in. Daar sê, volgende, ons speel die lied, en dan gaan ons oor na Karen toe. Praat ek mense engele tale, maar dit is nie uit liefde nie. Is my woorde hol simbale, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis sonder liefde is ek al my ywer my nie baat, met die warme hart van liefde bly oorwin deur goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, maar dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis, hoop, verwagting kom en sal die liefde bly. Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Die volle raad van God, 'n fundament reg gelê, voltooi die gebou. My disipel sal jy wees, neem jou kruis op, volg my, vrees nie. Jy is meer werd as mossies. Verlaat pa, ma, broer, suster, ja, jou eie lewe, smaaklik bruikbaar, met sout besprinkel, die volle raad van God. 'n fundament reg gelê, sal jy wees. Vuur, verdeeldheid, die swaar tussen lig en duister. Jou lewe sal jy vind, verloor dit. Laat jou beroof
sal jy wees. Die volle raad van God, fundament reg gelê, voltooi die gebou. My disipel sal jy wees, die volle raad van God, fundament reg gelê, voltooi die gebou. My disipel sal jy wees. Goeiemôre en hartlik welkom hier by my program op 'n donderdagoggend 5:30. Ons het so lekker saam met Stanley gebid. Baie dankie my man. Dit was nou so 'n heerlikheid, opgewondenheid, versterking. Ek sien ons broers en susters, jy het versterking nodig. Dit lê in jou binnekamer, gaan soek die Here en jy sal daai versterking kry. Maar vanoggend met die saambid was dit net so amazing geweest. Mense voel sommer daai versterking. Nou vanoggend gaan ons program draai rondom die lees van die woord. Elke maandag, donderdag en vrydag dan lees ons so lekker saam uit die woord van die Here. Wat 'n heerlikheid nou, dan verduidelik ons 'n bietjie die skrifte aan mekaar, ons maak dit duidelik en so kan ons sekerheid hê in ons geestelike lewe. En ek besef, hierdie is 'n baie intense Bybelstudie. Is dit nie so nie? Yes. Terwyl ons die woord van die Here so deurlees, so ons het die hele week Bybelstudie. Ons gaan in onderwerpe bespreek ons op 'n Dinsdag en 'n Woensdag en dan op ander dae so lekker deur die woord, dat ons sommer net die skrif so lekker in konteks kan verstaan. Nou vanoggend gaan ons begin by Matteus 15. Maak asseblief jou Bybel oop op Matteus 15. Ons gaan daar begin en ons gaan lekker deur die skrifte lees. Nou kom ons begin by Matteus 15 vers 1. My man het nou al so lekker vir ons gebid, so ons gaan sommer lekker oorgaan net so na die lees van die woord toe. Matteus 15 vers 1. Toe kom daar skrifgeleerdes, ek gaan dit sommer gou so sit. Asai, en dan daai wil ek gou daar sit. Nee, waar is hy nou? Ag asseblief by liefie, want ons moet nou aan ene. Aan ene. Ons hoor dit gister verval. Gaan af na F11. F11, waar is hy? Daar is hy. Gaan weer. Asai. So ons het hier 'n online woord wat ons hier op werk en dis vir my soos Grieks, maar nou ja, my man verstaan dit gelukkig. Okay. Ek gaan weer F11, sorry. F11, daar is hy. Ja, sy daar kan ek mooi sien. Prys die Here. Kom ons begin hierso by Matteus 15 vanaf vers 1. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseërs van Jerusalem na Jesus toe. Waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense, want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Julle, die fariseërs, was altyd daarop uit om Jesus op een of ander manier in die hande te kry. Nou hier kom hulle met 'n hele ou oorlewering, die was van die hande. En hulle kom vat hom aan oor sy disippels wat nie hulle hande was nie. Want God het bevel gegee en gesê, waar is ek nou? Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God terwille van julle oorleweringe? En hier begin hy met hulle iets bespreek en dit is altyd so interessant as ons hierdie gedeelte lees. Hy sê, want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Nou dit was in die wet opgeteken, dit was 'n Ou Testamentiese wet wat Jesus hier ophaal. Maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is 'n offergawe. Die hoef nie sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. Nou as ons gaan kyk na Markus 7 en verder in die woord met Markus 7 vers 11, dan praat Jesus daar direk van die korban. Markus het dit vir ons so opgeteken. So hierdie hele saak gaan oor die korban. Nou wat hier gebeur is met die korban, dit was 'n Ou Testamentiese wet om vir jou ouers te sorg.
dit kom ook in Jesus se vervulling toe hy duidelik aan waar is my goeders nou? Ja, jy het reg gelees. Oh, Jy was presies op die regte plek. Was ek op die regte plek? Wag, Precies. as ons net gaan kyk, waar was ek nou? Jy was daar. Daar is hy. Ja. So wat hier gebeur het, Jesus kom en hy kom uiter iets wat hulle in elk geval nie doen nie. Hulle onderhou in elk geval nie die gebod van God nie. Dis maklik om jou hande te was. Maar sodra dit oor iets anders moet gaan wat jy moet gee, dan raak dit moeilik. Is dit nie so nie? Nou die hele Nuwe Testament wat Jesus vir ons kom bekend maak, gaan oor die hart van die mens. En die Fariseërs wil by die oorleweringe bly. Dis wat hulle die mense wil leer. En hulle het in elk geval nie by dit gebly wat die gebod gesê het nie. Nou die Fariseërs het toegelaat dat mense geld of besittings as korban aan God toewy. Okay? Om te verklaar, sodat hulle nie meer al ouers daarmee hoef te help nie. So hulle het die gebod omseil deur 'n skynheilige, mensgemaakte offer. So wat Jesus hier vir hulle sê is, die offer wat julle aan julle ouers moet gee, het julle nou kom omseil. En julle en die Fariseërs en die mense werk saam in hierdie saak. En dis 'n hele skynheilige saak, want dit was 'n offer gewees wat hulle moes gee aan hulle ouers. Dis 'n offergawe wat hulle moes gee. Okay, dit was Ou Testamenties. Ons moet dit nou net in die oog hou. Ek gaan nou uitkom hoe dit in die Nuwe Testament vervul is. So dit is die hele saak wat hier plaasgevind het. So hulle het byvoorbeeld, kom ons vat gou 'n voorbeeld. Kom ons sê hulle het 'n skapie gehad. Dan het hulle gesê daai skapie is aan die tempel toegewy. Maar daai skapie het nooit na die tempel toe gegaan nie. Net in woorde was hy nou toegewy aan die tempel, maar hulle het nog steeds daai skapie gebruik vir al die voordeel wat hulle uit daai skapie kon uitkry. Hulle het hom nog steeds geskeer en alles, so al daai fondse het nog steeds na hulle toe gekom. So hulle het gesê dat hulle kan nie vir hulle ouers hierdie gee nie, want hulle het dit aan God gegee as 'n offergawe. Okay? Maar dit het nie na die tempel toe gegaan nie. Hulle het nog steeds die voordeel daarvan gebruik. So dit was 'n hele skelmstreek eintlik as jy nou mooi daaraan dink. Dit was eintlik verskriklik. En die Fariseërs was kop in een mis met hierdie saak gewees. So toe dink ek nou daaraan hoe dit nou in vervulling gekom het in die Here Jesus Christus, want hy het mos gesê dat wie is my broers, my suster, my moeder? Die wat die wil van my Vader doen. So dit gaan nie meer oor die Ou Testament van die fisiese ouers nie. Nou gaan dit oor jou geestelike familie, jou geestelike ouers wat jy moet eer, waarvoor jy moet sorg dra. Nou, toe dink ek ook daaraan terwyl ek nou so die hele saak so deurdink van die korban. Ons in ons lewe pas dit ook baie keer toe. Hoe pas ons dit toe? Ons sê baie keer alles wat ek besit of wat ek het, behoort aan die Here. Maar jy gee dit nooit vir die Here nie. Dit bly by jou en jy gebruik die voordeel die hele tyd van hierdie saak. En as ons nou mooi kyk na die hele situasie hierso, hulle moes vir hulle ouers sorg en dan het hulle dit teruggehou. Dan het hulle gesê dis 'n korban. Dit is 'n offergawe vir die tempel, vir God. So hulle het dit eintlik aan God gegee, maar hulle het dit nooit gegee nie. Sure, dis skrikwekkend. So wat hier gebeur is, ons baie keer in ons lewe gaan so aan. Alles wat ek het, my besigheid, my geld, my huis, my kar, my alles, my gesondheid, my alles is God se en kom van God af. So jy sê eintlik, dis 'n offergawe wat jy aan God gee. Maar jy gee dit nooit aan hom nie, want dit bly by jou. Dit bly jou besitting. Dit bly deel van jou. Jy gebruik die voordeel daarvan. Dis maklik om met die mond te praat en dit is wat die Fariseërs ook hier kom doen het. Hulle het met die mond gepraat. Maar hulle hart het geweet wat hulle doen. En tog weet ons ook in ons hart wat ons doen. En ek dink toe net so mooi daaraan, dat as jy werklik kan verstaan wie jou geestelike familie is, gaan jy jou hart so oopmaak en gaan jy nie meer daai offergawe wil terughou net vir jouself nie. Jy gaan dit wil deel, want wat sê Jesus ook hier vir hulle op 'n stadium? Hy sê vir hulle die moeilikste van die wet laat julle na. Die liefde, barmhartigheid en die trou.
So, om barmhartig te wees is iets anders, as om net die wet te onderhou. Hulle het dit fisies onderhou, maar die hart was nie daar gewees om barmhartigheid saam met dit te doen nie. En dis wat die Nuwe Testament ons ook kom leer, want ek bedoel, hulle was nog in die Ou Testament gewees, hulle kon nog nie verstaan nie, hulle harte was afgestomp, dit was in die volk met 'n afgestompte hart, ons gaan nou verder oor dit ook lees, en op die einde van die dag, moet ons verstaan, maar Jesus het vir ons kom bekend maak, wat ons nou in die Nuwe Testament moet doen. En ons kan nie terughou nie. Ons kan nie met ons mond sê, alles wat ek het, behoort aan die Here, en dit nooit aan die Here gee nie. Ek hou dit net vir myself, tot my eie voordeel. Dis nie liefde, trou en barmhartigheid nie. Sjoe. Ja, ek dink nou net aan my vrou, terwyl jy so praat met ons tyd ook, en met ons gesondheid. Yes. Ons geniet baie maklik die wêreld met ons liggaam, met ons fisiese liggaam, gaan ons eers heen, ons rus en so aan. Maar as dit sê, nou is my gesond, die Here skenk my hierdie gesondheid. Hy skenk ons nie gesondheid om dit in die wêreld en sy drang en begeertes deur te bring nie. Hy skenk ons gesondheid om ook dit wat aan hom toe kom, want hy sê mos op een plek, gee aan God wat God toe kom, gee aan die keiser wat die keiser toe kom. Dis soos hom versoek het oor die belastingmunt. So ons gee maklik vir die wêreld, wat die wêreld toe kom, maar vat ons God se gesondheid, God se tyd, wat ons sê ons van hom af kry, en ons spandeer dit in die wêreld. Want dit is ons verskoning baie keer. So, dit is die ding, gee ons werklik waar ons tyd. Ek meen, jy kan net soveel materiële dinge gee, en baie gee, meer as wat hulle kan gee, eintlik. Maar nou kom ons by 'n volgende punt van tyd. Hoeveel tyd het ons op hande? Gebruik ons gesondheid, daai ekstra tye, om ook voor die Here te kom, om ons liggaam te forceer om die woord te lees, te gaan bid, te gaan uitsorteer. Anderste is ons tyd ook korban. Ons gesondheid is ook korban. Sjoe. Dankie my man, dit is presies so. Ons alles moet ons gee. Ons kan niks terughou nie, en net sê, God gee dit nie, en is God se nie. Ek dink hierdie saak is vir ons duidelik, dit het so erg in my hart gepraat, gister toe ek deur hierdie gedeelte gaan. Hy sê, so het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak, terwille van julle oorleweringe. Die woord kon hulle harte nie penetreer as gevolg van hierdie oorleweringe nie. Hulle het net ge-worry oor hierdie uiterlike goeders, en dit is wat hulle almal geleer het. Hy sê, gefeinstes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, en dit lees ons in Jesaja, ons kyk hier gou weer, Jesaja 29 vers 30, ons kan dit daar gaan lees. Hy sê, hierdie volk nader my met hulle mond, en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Ons kan baie keer die regte ding sê met ons mond, en ek hoor baie keer hoe mense praat, en dit is presies hoe dit is, want dit kom net so uit die mond uit. Maar die hart, die verstaan, is ver daarvan af. Jy verstaan nie werklik wat die woord van jou verwag nie. As ons net daaraan dink om onsself te offer, om hierdie offergawe te bring voor God elke dag van ons lewe. Dit gaan nie net oor dit en of oor dat nie. Jy moet alles kom gee. Jy moet verstaan dat jou hele lewe, jou geaardheid, en dit is die ergste deel, wat ons nie wil gee nie. Ons hou dit die hele tyd terug. Ons wil dit nie in die openbaar maak nie. Ons wil dit nie aan die lig bring nie. Ons wil op ons eie aangaan. Ons wil ons nie laat suiwer en in die openbaar bring, sodat ons kritiek kan ontvang, sodat ons suiwering kan ons ontvang in ons harte, sodat ons lewe kan uitsorteer nie. Want as 'n mens so aangaan, kan ek vir jy sê, jy bly altyd dieselfde. Daar vind geen groei in jou lewe plaas nie. Daar's 'n klomp kennis, maar die kennis raak nooit lewend nie, want wanneer raak die kennis lewend? Wanneer jy dit moet leef. Mens kan baie dinge met jou mond sê, maar sodra jy dit moet leef, dan raak dit lewend. Dan verstaan jy vir die eerste keer wat dit werklik verg van jou om daai dinge neer te lê, om daai offer werklik te bring. Sjoe, dit tref my net so in my hart. Mens kan baie dinge praat, mens kan nie regtig goed sê, maar die hart, waar is die hart? Verstaan ek werklik? Praat ek net uit die Bybelskool les uit?
Praat ek net agter dit aan die kennis wat ek gekry het? Of het dit al vir my duidelik geraak? O, Zenne, wat gebeur nou? Hy kabeltjie is so baie stable. Die kabeltjie is nie so stable nie. Niks van ons hier so is stable nie. Ons gaan hier op geloof. Ons gaan aan, ons doen wat die Here van ons verwag met wat ons het. Nou kom ons gaan aan. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe van gebooie, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer, wat gebooie van mense is. En ons lees ook nou verder in die woord, dat baie predik gebooie van mense. Dit is duiwelse leerstellings, dis menslike leerstellings, dit het niks met die woord uit te waai nie, dit is jou eie idee, jou eie opinie, jou eie gedagte, jou eie saak wat jy geformuleer het uit die woord uit wat by jou pas, en dit is dinge wat leringe van mense is. Dit het niks met die woord te doen nie. En dit was waar die fariseërs die hele tyd was. Dis wat hulle die hele tyd gedoen het. Hy sê, en hy het die skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister en verstaan. Luister en verstaan. Baie luister, maar hulle verstaan nooit. Hulle dink hulle verstaan. Maar verstaan jou hart werklik, waaroor die woord van die Here gaan. Kyk, nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie. Maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. So hier praat Jesus en hy sê vir hulle, dat kos kan jou nie onrein maak nie. Want ek bedoel, hulle het nog die idee gehad van hulle mag sekere dinge nie eet nie, alle onrein diere en dinge mag hulle nie eet nie, veral vark, mag hulle nie geëet het nie en al die dinge. En Jesus kom en hy sê vir hulle, dit is nie wat jou onrein maak nie, want hulle het volgens die wet gelewe. En dit was hulle ja en amen, en hulle het gevoel, hulle is reg omdat hulle die wet lewe. Nou kom Jesus, en hy sê vir hulle, dit gaan nie oor kos wat hulle die hele tyd gedink het, dit maak hulle onrein nie. Maar dit gaan oor die dinge in die hart, die oorspronge van die hart. Kom ons lees dit gou hierso in Spreuke 4 vers 20 tot 23. Dit was my so mooi, ek wil alles lees, want dit was my so mooi. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Luister en verstaan, hoor en verstaan. Laat hulle nie afwyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So, dit gaan nie oor dit wat jy eet nie, dit kan nie jou siel verontreinig nie, maar alles wat in jou hart is, kom by jou mond uit. En dis baie keer daai onreine dinge wat by jou mond uitkom. Want onthou net, dit wat in jou hart is, dit wat deel is van jou, gaan jy praat, gaan jy sê, gaan by jou mond uitkom. En dit is die onreine dinge. Dit is wat gesetel is in die hart. Dit maak 'n mens se siel onrein. Dis dinge wat moet uitsorteer. Okay. Daar kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die fariseërs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? En is dit nie so nie, baie keer as jy so besig is met jou eie opinie en idee en gedagte, en jy wil jouself die hele tyd verontskuldig in baie dinge in die woord, dan neem jy aanstoot as die woord uitgaan. Jy raak kwaad vir die woord. Jy raak omgekrap met die woord, want dit bly op hierdie punt met jou praat. En as 'n mens dit van harte verstaan, dan is dit 'n heerlikheid en jy neem dit aan en jy doen en jy verstaan en jy weet waaroor alles gaan. Maar as jy die hele tyd terugruk en nie wil verstaan nie, gaan jy aanstoot aan die woord neem. Wat gebeur is, die woord gaan die hele tyd teen ons vlees, teen ons denke, teen ons geaardheid, teen ons idee, teen ons standpunte, teen alles wat in ons lewe is wat nie godsvrugtig is nie. Die woord praat die hele tyd daarteen, maar dit moet uitsorteer. Amen. Maar hy sê, hy antwoord hulle, die plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes, en as 'n blinde ander blinde lei, sal albei in die sloot val. Dis eintlik baie erg om daaraan te dink. So, dis eintlik 'n treffende dat die Here Jesus sê, laat hulle staan, en dit is waar ons baie keer onsself bemoei,
is om nie die wysheid by die Here te ontvang deur middel van sy woord om aan te gaan met die evangelie nie. Yes. Dan wil ons eintlik die fariseer nou iets ons wil hom kom dwing. Ja, kom oortuig, kom dwing. Ja, en die Here Jesus sê, los hulle. Want op die ou einde van die dag, die wat nie hulle harte vir die Here gee en die pad stap met volharding tot op die einde toe nie, hy gaan dit nie maak in die hemel nie. Die ewige oordeel sal oor hom wees. En ons is so besig met dit. Ons kan net bid, ons kan die evangelie bedien. En as jy sien, maar iemand neem die woord nie aan nie, beweeg aan. Laat staan, gaan aan. Moenie jouself bemoei nie. En ek dink dit is baie keer die probleem in ons geestelike lewe. Ons bly by sekere persone. Ons bly vir hulle goed stuur. Ons bly na hulle toe teruggaan. En jy kry die hele tyd daai rejection. En dit maak 'n mens moedeloos. As om te besef, Here, daar's 'n wêreld wat gered moet word. Nie hierdie een persoon nie, nie hierdie 2 persone nie, hierdie 3 persone nie. Ons moet aanbeweeg, want wat gaan die hele tyd gebeur? Dit gaan die hele tyd in 'n geveg eindig. As iemand nie die waarheid van die woord wil aanneem nie, gaan dit in 'n geveg eindig. En ons moet uit daai geveg uitkom. Ons moet aangaan om die woord van waarheid te bedien. Jesus het nie gaan stil staan by die fariseërs en ure met hulle geredekabel nie. Hy het vir hulle gesê wat hy moes sê en hy het aanbeweeg. Yes. Okay. En Petrus antwoord en sê vir hom, verklaar vir ons hierdie gelykenis. Maar Jesus sê, is julle ook dan nou nog sonder verstand? Begryp julle nou nog nie, dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom, en in die heimlikheid uitgewerk word nie, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes. Daar's moord, daar's egbreek, daar's hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal en nog baie meer as dit. Dit is wat uit die hart uitkom. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. So, dit maak nou nie saak of jy skoon of vuil is in hierdie liggaam nie. Dit kan niks aan jou siel doen nie. Maar as jou hart skoon is, as jou sonde bely is, as jou hart uitgesorteer is, dan maak dit jou innerlike nuut skoon en vry. So dit gaan nie oor hierdie liggaam nie, en ons is so baie keer ingestel op dit. Op die mense liggaam, oor sy voorkoms, sy uiterlike, wat hy doen, hoe hy dit doen, en al die dinge. En dit het niks met die geestelike te doen nie. En dit is waar ons baie keer hare kloof, en dis waar ons ongelukkig raak. En dit is gewoonlik waarmee jou geaardheid nie gelukkig is nie. Jou geaardheid keer baie keer nie goed, wat ander mense uiterlik doen nie. Want dit is jou tradisie. Dis jou tradisie, dis jou denke, dis jou idee, dis jou standpunte, dit het niks met die woord te doen nie. So dit maak die woord kragteloos, né? Wat jy moet red en verander en verlos en bevry en wow, dit maak so mooi sin volgens my engeltjie. Wow. Dit is so mooi. Dankie vir dit. En Jesus het daarvandaan weggegaan. Nee, en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. Nou ons gaan môreoggend aangaan na die Kananeese vrou toe wat Jesus hier meer gepraat het. Dan gaan ons dit so lekker deurpraat. Nou, kom ons sluit hier af vir oggend. Dit is al so lekker 6:00. Loof die Here, wat 'n heerlikheid om sy woord so te lees en deur te gaan. En ons gaan sommer afsluit met hoor en verstaan. Want die woord is die saad en dit is wat ons moet hoor, aanneem, verstaan en ons moet vrug oplewer, 30, 60, 100voudig, maar dan moet iets in jou lewe begin gebeur. Wanneer jy die woord hoor, moet jy dit aanneem en verstaan, sodat daar vrug kan begin oplewer. So kom ons sluit met dit af, en ons sien mekaar môreoggend 5:30. Ek weet nie of my liefste ou engeltjie dingetjie môre weer so lekker gaan begin bid nie. So man, stel hy wekker vir so 4:15 dat jou oogies kan oop wees, 5:00 al, hy oogies kan oop wees, dat jy lekker saam kan bid ook met hom, en dan gaan ons oor na die woord van die Here toe. Ons luister, hoor en verstaan, geniet dit saam met ons. Lekker bly, lekker dag, liewe almal. Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai, hoor en verstaan in goeie grond gesaai, lewer op 160, 30voudig,
geen wortel in homself, struikel en druk en vervolging, hoor die woord, sorg, genot, rykdom, verstik, doodgedruk. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai, lewe op 160, 30voudig. 'n edele hart, bewaar die woord, vrugbaar en vermeerder, gelukkig sal jy wees. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai, lewe op 160, 30voudig. Dit bring verandering, reinig die siel, soos water was het skoon, nuttig sal jy wees. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai, lewe op 160, 30voudig. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai, lewe op 160, 30voudig.